Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Greek. Vandag is Maandag die 24ste Augustus 2026. Nou net sal ek en my kollega Patricia van Rooi bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie met julle deel. Dis dan vanmôre se koerant. Bietjie later sal Andrew Poolman by my in die ateljee aansluit om die sporthoogtepunte van die naweek met ons te deel. En ons het ook vinnige ontmoeting met finaliste van die bruidspaar kompetisie wat ons hier vir julle bring. So bly by ons. Ons is nou terug hier op Klets Kompas. I guess we're artists now. It's not fair. Why didn't you look for me? Welkom terug. Nou het ek die voorreg om saam met my kollega hier in ateljee Patricia van Rooi bietjie die nuus te kan bespreek. Hoe gaan dit vandag? Ek is baie opgewonde vir die dag om aan 'n einde te kom. Dit is 'n lang maandag gewees. Ja, nee, redelik blou, maar lekker warm. Kom ons begin by iets lekkers, die boereworskoning. Ja, dit is eintlik 'n lekker opwindende artikel vir môre se koerant. Ek dink al ons braaimeesters daar buite moet dit definitief gaan lees. As julle nog nie weet van die kompetisie nie, dit vind jaarliks plaas. Dis die Shoprite en Checkers inisiatief om bietjie ons Namibiese braaiers aan te moedig om bietjie kreatief te wees voor die braai en nie net 'n pak wors gaan koop en op die kolle gooi nie. Ja. Wees bietjie kreatief en deel jou resepte met mense. Ons het die wenner het $150,000 koopgewysig gewen. Dan het ons 100,000 en 50,000 wat nog steeds baie goed is. Ons top 3. Dit is nou die finale gewees. Na 'n baie lang kompetisie uiteindelik uit te kom. Ek is nogals nuuskierig om uit te vind wat was sy resep. Maar ek glo hulle gaan dit deel met ons binnekort. Ja, binnekort. So gepraat van iets wat ons baie lank wag. Die geleentheid om van Windhoek af Roendoe toe te vlieg. Ek lees daar in ons koerant môre dat blykbaar die nuwe Namibia Air so 'n geleentheid uiteindelik sal moontlik maak. Dink jy so? Ek hoop so. Want ek het, as jy bietjie verder gaan lees, as ons lesers gaan lees môre in die koerant, sien ons dat Fly Namibia ons government vra om bietjie te ondersteun daai roete. Want hulle het dit nou gekanselleer, want hulle kon dit nie meer bekostig om hy roete oop te hou nie, want dis te min passasiers wat die roete neem. So hulle vra ons government bietjie in te tree, die roete te vat, sodat hulle dit kan oophou vir die publiek. Hulle sê ook, hulle het alternatiewe opsies na gekyk,
so om kleiner vliegtye te gebruik, meer fuel efficient vliegtye, maar op die einde van die dag is die mense wat die roete neem te min om die roete oop te hou. So ons kyk maar of Namibia die roete vir ons gaan terugbring. Ja nee, ons kan hoop. Nog 'n interessante storie is 'n berig oor wat een van die gouverneurs gesê het dat Namfisa moet ingryp omdat mense te veel skuld dra en dit hulle heeltemal platsak maak. Maar ook toe dink jy nie in vandag se ekonomie, veral nou ons jong mense wat sukkel om werk te kry, om skuld op te neem lyk soms soos die enigste opsie, veral omdat ons jong mense en mense van alle ouderdomme karre wil koop, hulle wil huise koop, hulle wil bou en dis nou ongelukkig goed wat jy nie op kontant kan koop, jy moet nou maar skuld gaan maak by die bank vir dit. Maar ek dink dit is nodig om baie konsekwent te wees as daar van skuld gepraat word of gedink aan en gedoen word, want dit kan lelik skeefloop. Ja. Maar ek moet stem dat daar is nie altyd alternatiewe opsies nie. En dit is reeds hoekom dit nou voorgestel word dat die reguleerder ingryp en die reëls so stel dat mense nie kan hulle self te diep in 'n gat in. En ek dink ook net mense is soms oorhaastig, neem besluite sonder om regtig hulle na dit te kyk. Soos as jy jou kar koop, jy moet regtig daaraan dink as jy skuld gaan neem vir 'n kar of 'n huis, langtermyn dink. Jy kan dit dalk nou bekostig om daai skuld af te betaal, maar langtermyn alles wat kan gebeur en dis goed wat ek dink nie almal in ag neem wanneer hulle sulke groot besluite vat nie. Beslis. Nog 'n baie interessante storie wat in môre se koerant is en iets wat ek glo jy passievol oor kan praat, is die getal ongelukke wat op die westerlike verbypad aangeteken is in die 2 maande sedert hulle die spoedhobbels in plek gestel het. Ja, ek bly in Elisenheim. So elke oggend, elke namiddag is ek in die spoedhobbels. Ja, en ek ry 'n Polo, so hy is nog lekker laag. My man ry 'n bakkie, so hy gly deur. Okay. Maar ek dink ook dit is een ding wat ek gesien het, is die groot karre is bietjie impatient as dit daarby kom. En as daar 'n klein karretjie voor jou is en jy is nou in hierdie groot kar hier agter, dan is dit, ek dink dis ook waar die misverstand kom. Die klein karre gaan stop doodstil voor dit. Hulle het geen ander opsie nie, anders kan dit die kar beskadig en dis ook nog 'n klomp geld om dit reg te maak. En dan kry jy weer die bussies wat in die middel van die pad vir jou hier langs die kant kom oorneem en dan die groot karre wat net vlieg oor die hams. Dit is frustrerend, maar ek dink ook as mense dit bietjie meer ernstig opvat en almal stop bietjie en nie vlieg nie oor nie en gaan verby jou, sal dit makliker gaan, maar op dieselfde tyd dink ek ook as almal dit doen, dan gaan dit stadiger gaan. Ja, maar kyk, die ander interessante insig vanaf daai statistiek wat die NWA van voorsien het, is dat die getal sterftes het dit was 2 in die vorige 2 maande en in die 2 maande waarvan ons nou praat, was dit net 1. So jy weet daar meer klein ongelukkies, maar daarom 'n lewe gered. Ek dink die ongeluk is maar net mense moet gewoond raak aan dit. Ek dink hulle wil dit al nog aanvaar nie en ek dink sodra hulle dit aanvaar en gewoond raak, sal dit minder raak, maar soos jy sê, die sterfgevalle het verminder en dit was die doel van dit gewees. Om dit te verminder, dit is redelik baie voetgangers wat heen en weer op daai pad. Daar is baie. So die hams forceer jou as drywer om oor die algemeen stadiger te ry. Dit gee jou kans om te sien, hier kom iemand aan en dan staan jy stil. Dit bereik sy doel op die einde van die dag. Maar hoe lank dink jy sou dit reg wees dat ons moet saamlewe met die humps voordat daar nou voetbrûe oor die pad gebou word? Hoe lank dink jy is regverdig? Weet jy, vir my sou ek sê 2 maande is genoeg, maar daar is natuurlik ander dinge wat in ag moet geneem word om so 'n brug te bou. Die finansies is een van hulle. Daar is baie dinge aan die gang. Een brug sal nie genoeg wees nie.
Definitief nie. Dit sal nie genoeg Ja. wees nie. En ek dink ook ons het al gesien in ons land, veral met die paaie, sekere paaie, veral hier in noordelike industrie. As iets gebou word, is een ding, maar om dit te behou is 'n ander ding. En 'n brug is iets, as dit nie behou word nie, kan dit lei na groter dinge toe, groter skade. So ek dink dit gaan 'n tydjie wees waar ons ongelukkig met hierdie hams moet sit, maar dis ook iets waar ons moet voor dankbaar wees aan die een kant. Ja, nee, en met dit baie dankie Patricia. Plesier. Baie dankie julle dat julle ons bietjie geluister het. Hoe bespreek ons môre se nuus? Lees asseblief self en deel julle opinies saam met ons. Ons is nou net weer terug, net hierna, so bly by ons hier op Klets Kompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug. Ek wonder of die koue nou vereers iets van die verlede is. Maar kom ons loer saam daarin by die weerkantoor en sien wat het die weervoorspelling vir ons vir Dinsdag 25 Augustus 2026. Ons verwag sonskyn vanaf Katima Mulilo vanaf 14 tot 33 grade, Rundu 14 tot 34 en Hana 15 tot 35, Oshakati 17 tot 34 en Ruacana 17 tot 34, dis sonskyn al die pad. Ook in Chumeb, waar die temperatuur tussen 18 en 31 sal wissel. Ook Otjiwarongo sal gedeeltelik bewolk wees, temperatuur tussen 16 en 30, Omaruru gedeeltelik bewolk tussen 16 en 32, Windhoek ook gedeeltelik bewolk môre tussen 14 grade en 28 en Gobawe sal die son weer skyn daar tussen 14 grade en 29. Op Henties Bay is dit gedeeltelik bewolk môre tussen 15 en 24 grade, Walvis Bay tussen 16 en 25 grade ook gedeeltelik bewolk. Rehoboth in die binneland is dit vanaf 12 tot op 30 grade verwag, temperatuur gewis en gedeeltelik bewolk, ook gedeeltelik bewolk op Mariental waar ons temperatuur tussen 16 en 31 grade verwag. Keetmanshoop tussen 16 en 31, Aranos tussen 14 en 31, Loedrits tussen 22 en 37 en Arnhemsvlei tussen 16 en 32. Lyk die wolke sal amper die hele land bedek tot by Oranjemund môre waar die temperatuur tussen 13 grade en 27 grade sal wissel. Welkom terug en nou in die ateljee met my veteraan sportjoernalis, ons eie Andrew Poolman. Hoe gaan dit Andrew, hoe was die naweek? Ja, dit is 'n lekker naweek geweest. Ons was maar daar by die uitsending van die hoërskole rugby. Vrydag paar games en dan ook Saterdag natuurlik ja, amper die hele dag, maar dit was lekker. Okay, maar kom ons by die rugby kom. Kom ons begin eers by die Afrika Kampioenskap bergfietsry. Yes, so dis die Kommas 100. So dis ja, party mense sal miskien onderskei en ja, dis 'n bergfietsry is so bietjie meer dat so tegniese op 'n baan in die ronde. Hierdie is swaalf wat hulle noem grys of gravel biking. Okay. Daar is so 'n bietjie verskillende fietsse en so ja, so
ook iets wat baie gewild is en iets wat Alex Miller ook in bietjie spesialiseer deesdae. Okay. Nadat hy nou 2 keer by die Olimpiese Spele was met bergfietsry. So is aan 'n basis die Afrika Kampioenskap die Kommas 100 wat dan daai status het as die Afrika Kampioenskap in daai tipe van fietsry. So hulle dan daar by Tony Rust renbaan begin Saterdagoggend vroegerig en dan so deur die Kommas Hoogland en dan 143 km roete en dan daar by Grossbamen klaar gemaak. Wow. Klompie ryers, sterk ryers van Suid-Afrika wat ook kom ry het. Alex Miller wat laas jaar gewen het en Hailey Preen is die vroue races gewen laas jaar van Suid-Afrika. So Alex Miller wat dan hy en Marco Joubert van Suid-Afrika wat eerste klaar gemaak het. By die mans race so na 4 ure en 15 minute omtrent. So 'n klein verskil tussen hulle gewees. En dan in die derde plek was Jordan Schleck, hy's van Uganda. En dan vierde was nog 'n Suid-Afrikaner, Travis Stedman. En dan by die vroue races Vera Loser wat ook kom ry het. Sy het so 2 jaar terug toe die eerste keer gehou is, het sy gewen. So sy kon toe nou nie vir Hailey Preen klop hierdie keer nie. Hailey Preen wat weer gewen het. Okay. Vera Loser tweede, Andri Greef was derde gewees en in die vierde plek was nog 'n Suid-Afrikaanse vrou, Chloe Bishop. Maar ek dink aan so daai eerste stuk op die Koopverbergpad en daar so tot hulle dan na regs draai op die grondpad, dis dan daar so 'n hy bulte wat die race seker eintlik begin en waar die voorlopers seker bietjie weggebreek het. Ek sien. En is nogal 'n taai roete. Dit klink taai. So gepraat van taai, dit was die skole rugby se finale. Vertel ons meer. Ja, so 'n groot oomblik dan vir Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, Otto House Windhoek Affies. Hulle het dan in die finaal gespeel teen Windhoek Gimnasium. Daai twee spanne het bo in die puntelys geëindig. Staan Windhoek Affies wat uiteindelik daar met 'n redelike groot telling gewen het, 50-24. Rustyd was die spanne gelyk op 17 elk. En so binne die eerste 12 minute na rustyd het albei spanne weer 'n 3 gedruk en oorgeskop 24 elk. Maar van daar af, hy laaste klompie minute het Affies toe nou weghardloop en 50-tal opgesit. So 'n paar mooi 3 gedruk, so hulle kaptein Malan Estreisen, baie goeie wedstryd gehad op skramskakel, redelik gedikteer met die voet en so, en jy kon sien hulle span was baie vasberade. Hy het 2-3 gedruk in die wedstryd. Ja. Maar ek verstaan daar is 'n uitblinker waarna jy ons aandag wil trek. Ja, so die videoetjie wat sy naam Marciano is, ons kan dit miskien nou opsit. Marciano Swart, hy speel vir MNK Gertse van Rehoboth, loskakel. So hulle het in die finaal gespeel teen Windhoek Gimnasium. Hy het 2-3 in die wedstryd gedruk en ook 'n skepskop oorgesit en so 'n paar 3 gemaak vir die manne wat langs hom speel. Daar so sy eerste 3, dan het sy tweede 3 was so tydjie daarna. In die tweede helfte, dink ek, het hy daai 3 gaan druk en toe ook 'n skepskop oorgesit. So hulle het op die ou einde met die laaste beweging van die wedstryd het hulle toe verloor teen Windhoek Gimnasium. Met die laaste beweging het Windhoek Gimnasium nog 'n 3 nodig gehad en hulle flank Garukwe Kamunguma het toe daar van die lyn staan dryf af waar weggebreek en die 3 gedruk, toe hulle met 1 punt agter Windhoek Gimnasium, toe hulle nog die skop nodig om oor te gaan en hulle skopper Eric Quest wat toe met die laaste net voor die eindvletjie hy skop oorgesit het en die wedstryd is toe verby. En so MNK Gertse wat laas jaar die onder 14 liga gewen het, vir 'n plattelandse skooltjie. Ek dink hulle het eintlik laas jaar ook 'n uitblinker loskakel gehad, Farenzel Kloete, wat nou hierdie jaar in Windhoek Gimnasium is, hele jaar vir hulle eerste span begin het, wat eintlik vir my ongelooflik is as jy dink ouetjie wat
die vorige jaar nog laerskool rugby Ja. kaalvoet gespeel het. Ja. 1 jaar hoërskool rugby speel met Tokse. Die volgende jaar speel jy die hele jaar Windhoek Gimnasium, eerste span en hulle verloor in die finaal. Ja, so die afrigters het baie vertroue in hom gewys vir so 'n jong ouetjie. Ja. Maar, ja, sal kyk hoe sy loopbaan ontwikkel. Lekker. Okay, kom ons praat nou oor die groot manne. Klub rugby. Ja, so die NRI se Premierliga, weer 4 wedstryde wat geskeduleer is. Uiteindelik net 2 wedstryde wat afgehandel is. So 2 van die spanne wat onttrek het uit wegwedstryde uit. So Western Suburbs wat daar by Kudus moes gaan speel het, of Walvis Bay, hulle toe onttrek. En ook Rio Falcon wat onttrek het teen Dolphin. So daai telling is dan toegeken 49-0 wat daai spanne dan daai tellings gekry het. Wedstryde wat wel gespeel is, Wanderers wat bo aan die puntelys is wat 73 14 gewen het in hulle wedstryd Saterdag op Rehoboth teen Rehoboth Rugby Club. En dan Vrydag aand was dit ook United wat aan die wenkant was teen Unam. United wat tweede op die puntelys is 36-26. So een van United se sleutelspelers, Tiart Lindveld, so hy het nie gespeel nie. Hy die vorige naweek het hy sy kraakbeen in sy knie bietjie geskeur en hy is geopereer, so hy sal dan eers seker volgende jaar weer terug wees, Tiart Lindveld. Ja, dis darm hartseer. Kom ons maak vir Oula se draai daar by die skole netbal. Ek verstaan, daar was ook 'n finale. Yes, dit is dan ook Saterdag afgehandel daar by Windhoek Gimnasium se bane, so ons sal bietjie in môre se koerant bietjie daaraan aandag gee. So Windhoek Hoërskool wat die laaste 3 jare gewen het die onder 19 Superliga, en dis dan die Black Diamonds van Windhoek Gimnasium wat dan vir hulle hierdie jaar geklop het in die finaal 32-22 en dan so dan Windhoek Gimnasium wat ook in die onder 17 en in die onder 16 en ook in die onder 13 ligas gewen het. Okay. En dan ek dink hulle was tweede by die onder 14s waar Roots Gimnasium wat ook dan die onder 14 liga gewen het. Sjoe, Windhoek Gimnasium, hulle speel bietjie netbal daar. Okay, maar baie dankie Andrew, dit was heel lekker, interessant en genotvol. Ek sien klaar uit na volgende week. Alles reg. Alles reg en lekker week vir jou. Dankie. Bly by ons is nou net weer terug hier op Klets Kompas. Welkom terug, maar ongelukkig die keer net om te sê totsiens. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het hier op Klets Kompas vanaf myself, Ogito Greig, en my tegniese beampte, Saraya Mentor in die ateljee sê ons baie dankie. Geniet die res van die week. Alle sterkte tot ons weer by mekaar kan kom en lekker saam kan klets op Klets Kompas. Totsiens.